Nou is dit tyd om te gesels oor die 3 belangrikste goed in die lewe: emosionele intelligensie, persoonlike groei en gesonde verhoudings. En Lenet Beer is gelukkig hier om ons meer te vertel. Baie welkom Lenet. Dit is so lekker om jou vrolike persoonlikheid altyd rondom 'n mens te hê. Dankie, is lekker om op hierdie geel bank te sit. Ja. Ek was lanklaas hier. So, party mense sê EQ is belangriker as IQ. Maar kom ons begin net eers by wat presies is emosionele intelligensie? Waarom word daar al hoe meer klem daarop geplaas? Ek dink dis belangrik omdat emosionele intelligensie sê ek voel iets. Maar wat voel ek? En wat maak ek met wat ek voel? Baie keer dink mense emosies is sleg, maar eintlik is emosies net vriendelike boodskappers wat vir jou sê iets is verkeerd en ek moet iets daaraan doen. Ja. So emosionele intelligensie beteken ek ken myself, ek ken my emosies, ek hanteer jou emosies, maar ek bestuur my emosies. Ja. Dis belangrik. Sjoe. Hoekom dink jy sukkel so baie mense met emosies en om dit te bestuur, of dit nou by die werk is en of dit by die huis is? Want die eerste 7 jaar van 'n mens se lewe was die belangrikste 7 jaar. Dit was die jare wat jou neurobane in jou brein gevorm is. Nou indien 'n kind nie in daai eerste 7 jaar geleer het hoe om hulle emosies te reguleer nie, sukkel hulle vandag as volwassenes en sterf mense sonder dat hulle uitgevind het hoe om emosioneel intelligent te wees. Sjoe, dit Ja. is baie belangrik. Wat gebeur dan gewoonlik wanneer mense hulle emosies onderdruk in plaas van om dit gesond te verwerk? Kyk, as jy 'n emosie ignoreer, daai gevoel gaan nie weg nie. Dit neem net 'n ander vorm aan. Dit verander in woede, in arrogansie, in uitbranding uiteindelik, want jy hanteer nie hierdie goed nie. So dit raak jy raak 'n moeilike mens, jy raak 'n ongemaklike mens, jy is nie 'n lekker mens nie en jy moet met daai mens leef. Dit is so onregverdig. Ja. As 'n mens nie emosioneel intelligent is nie, want die mense om jou ly. En dit sneeubal na alles in jou Ja. lewe toe. Ja. Ek wil net gou teruggaan na die kinders toe, want dit is so interessant, jy het gesê daar eerste 7 jaar. En tog, as mens dink nou skool, dan fokus ons altyd op my kind moet akademies goed presteer. En dis waar die fokus op is, in plaas van dat ons enigstens omtrent kyk na emosionele intelligensie. Hoekom is daai deel so belangrik vir 'n kind se toekoms? Jy sien, akademie maak 'n mens slim, maar emosionele intelligensie berei jou voor vir die lewe. En 'n kind wat emosioneel intelligent is, kan jammer sê, kan teleurstelling hanteer, kan verwerping hanteer. Maar 'n kind wat dit nooit geleer het as kind nie, kan nie. Dis onmoontlik. Ek het ander dag, toe staan ek voor 'n restaurant, toe ry 'n persoon uit die verkeer uit en hy stop langs my en hy sê, "Jy's mos Lenet Beer van EQ for Kids." En ek sê toe ja. Hy sê, "My dogtertjie het die ander dag vir my gesê, "Stop, pappa, stop. Dink. Verskoon my pappa, ek gaan nou bad." Hy sê dit het hom so beïndruk. Jy sien, dit is hoe ons kinders leer om hulle emosies te reguleer. My eie 4-jarige dogtertjie Ja. het Hoeka gister vir my gesê, "Mamma, ek is nie nou gelukkig nie, daar wel ek is nie nou gelukkig Ja, nie ja. saamgegaan." En toe doen sy wat sy ook leer by EQ for Kids met die paadjie. Haal diep Is dit deel asem. van EQ for Kids? Ja. Fantasties. En toe leer sy my gou weer hoe om te reguleer, want dit was 'n dis stresvolle wonderlik. dag geweest. So dit is so belangrik Ja. en is so lekker Ja. om dit al te kan sien Ja. in 'n 4-jarige Ja. wat dit kan begin leer, Ja, want want dit hulle gaan kan van 3 ver jaar bring. af al kom, né? Ja. So dis lekker, dankie dat jy dit met my deel. Dit gaan hulle ver bring in die lewe. Lenet, dink jy emosionele intelligensie is iets waarmee jy gebore word of iets wat jy kan aanleer en ontwikkel? Kyk, ek glo 2 van die temperamente het nogal 'n stuk emosionele intelligensie. Maar jy kan dit aanleer. Jy kan dit verseker aanleer. Daar's studies wat wys hoe dat mense emosionele intelligensie aangeleer het. En baie interessant, mense wat emosioneel intelligent is, het gewoonlik 'n mentor. O, Ja, want onthou, ek het 'n mentor, 'n geestelike mentor, ek het 'n mentor wanneer dit kom by finansies en ek het 'n besigheidsmentor. Want onthou, ons weet nie alles nie. Ja. So
mense wat emosioneel intelligent is, besef, hulle het mense nodig wat inspraak in hulle lewe kan gee. Jy nog nie, maar jy met kinders is so belangrik, want ons doen ook leer en kleer, waar ons ouers leer hoe om 'n kind te leer. Jy moet verstaan, jy kan nie, as jy 'n kragtige rooi ouer is, jy sal nooit daai beste uit jou groen kind kan uithaal nie. Want kinders leer anders. So ons het nou begin met dit, leer en kleer. Sure. Nou julle het nou onlangs 'n aanlyn platform begin. Wat is die doel van die aanlyn platform? Dit is om mense voor te berei vir die lewe. Jy weet, as jy nie weet hoe om jou pyn te verwerk nie, as jy nie weet hoe om met 'n leerstelling te werk nie, hoe gaan jy dit doen? So, dit is 'n ongelooflike platform waar mense elke dag net kan ingaan en kan gaan leer. Hy's gebou op temperamente, op verhoudings, die veranderlik is in verhoudings. In huwelike weet mense nie wat is die veranderlik is en wat is onveranderlik nie. Hulle voeter en ploeter net jong. En so dis temperamente. Kyk, jy kan ook nie berading doen en vir almal dieselfde raad gee nie. Ja. Want jy jou orakertjie en jou temperament verskil heeltemal. So as jy na my toe kom met 'n huweliksprobleem of met 'n werksprobleem, gaan ek jou totaal ander raad gee as wat ek vir haar gaan gee. Want julle is anders bedraad. So dit is op temperamente, op verhoudings, op emosies en op geloof. So nie net egpare kan daarbey baat nie. Nee. Ons het nou klaar gehoor, kinders kan ook daarbey baat, individue, onderwysers, mense wat persoonlik wil groei. So dis vir almal op die spektrum. Nou, nie op die spektrum nie. Ja. 'n Hele wye spektrum van mense kan daarbey baat. Ja. Dit is regtig soos 'n eenstop vir almal. Ja. Of jy wil groei, of jy wil ontdek. Ja. Dan wil jy leer. Dan wil jy groei. En dan wil jy genees. En eers as jy genees is, kan jy eintlik ander mense help. So dis waarvoor die platform daar is. Watter tipe inhoud is daar? Is dit net, moet ek net iets sit en lees? Is daar podcast? Kan ek iets luister? Wat is op die platform? Dis lekker wyd. Jy kry elke maand kry jy nuwe inligting. Jy kry elke maand 'n bankgesprek. Ek het bankgesprekke oor baie belangrike sake. Wat gebeur as iemand in jou familie kanker kry? Ja. Wat gebeur as iemand demensie het? Wat gebeur as jy depressief is? So ek het uitstekende onderwerpe oor ouerskap op die bank. Met kundige mense. Elke maand kry jy 'n splinternuwe pot gooi. Jong, dis diep goed wat prakties is. Ek dink die belangrike ding is, dit is iets wat jou triekie vir triekie vorentoe vat. Dis baie prakties. So ons het Jy het ook lekker kursusse, nê? ja, baie lekker. Wat jy in jou eie tyd doen. Dis kyk, hierdie platform het binne die volgende 2 weke 'n nuwe gesig ook. Waar jy, as jy 'n kursus begin volg het met jou op, dan stop hy net daar. Ja. Ek kan lekker filter. Ek is baie opgewonde. Ons groei elke keer. Ons vernuwe elke dag met die tegnologie om dit makliker te maak. Ons gaan ook 'n app hê een van die dae. Ek is bly opgewonde. Weet julle wat, want dit gaan mense, families, gesinne help. Ja. Jy moet onthou, as jy nou vandag 'n inspirasieboodskap kry, jy kry 'n WhatsApp van iemand. Dis verby. Ja. Nee. Môre sit jy met dieselfde huwelik. Jy sit met dieselfde kind. Jy sit met dieselfde konflik. Jy sit met dieselfde pyn. Die waarde van hierdie platform is, jy kan elke dag aangaan waar jy opgehou het. Elke dag kan jy net aangaan. En ons nuwe goed. En ek dink 'n mens weet nie wat jy mis voordat jy nie vrygekom het van 'n paar goed in jou lewe nie, en om dan vorentoe te kan gaan, dan hou niks jou terug nie. Maar as iemand vandag kyk en voel ek het hulp nodig in my ouerskap of in my huwelik of in my emosionele lewe of by die werk, waar begin hulle op die platform? Hoe sluit hulle aan? Hulle kan of 'n gratis lid word. Ek sal almal aanbeveel om te gaan aansluit. Gratis. Mens moet ons dan eers bietjie kyk wat is daar. En dan as jy voel dit is vir jou, dan kan jy, daar's 2 ander lidmaatskappe wat jy dan kan gaan. Jy kan 'n bietjie dieper gaan en dan kan jy sien hulle net, ek soek alles. Ek wil weet wat doen julle met public speaking, wat is dit in Afrikaans? Redevoering. Redenaars. Ons leer nou. Ja, ons leer nou kinders ook om redenaars gesprekke te voer volgens mense se temperamente, want jy moet onthou, daai mense wat daar sit en oordeel, het verskillende temperamente, hulle luister vir spesifieke goed. So jy besluit, as jy nou regtig alles wil hê, jy wil oor die huwelik hê, jy wil oor geloof hê, jy wil oor
gewone verhoudings, koöperatiewe goed, dan word jy nou maar 'n hooflid, want dan het jy nou alles. Joh, Lenet, dankie vir alles wat jy ons kom meedeel het vandag. Dit is verskriklik opwindend en vir almal daar buite wat belangstel, onthou om te gaan na lenetbeheer.co.za vir meer inligting en om jou lewe as geheel te kan verbeter. Mooi bly. Baie dankie. Bly ingeskakel, ons gesels nou oor hoekom Berse by 'n noodtoneel 'n verskil kan maak.